Van watse ras is Israel, God se uitverkore volk? En wat sê jy oor hierdie video van Postbox Ministries oor die vraag van gemengde bloed? Wie was die gemengde bevolking wat saam met Jesrael uit Egipte getrek het? Ons sien in Eksodus 12 vers 38 dat daar 'n menigte van mense van gemengde bloed saam met die volk van Jesrael uit Egipte getrek het. Nou baie mense beweer dat die volk verbaster het en dat dit nou van die verbasteres is wat saam met Jesrael uitgetrek het. So dis natuurlik 'n baie goeie vraag en een van ons Bybelstudie studente wat by ons kamp was, het hierdie video vir my aangestuur. Ek het al baie oor hierdie tipe van goed gepraat en ek sal nou vir julle, of miskien bietjie later, vir julle 'n paar van die video's wys wat reeds gemaak is, maar die video van Postbox Ministries is baie goed gedoen en dit is woordgebaseer. En tog stem dit glad nie saam met wat ons by Two Trees in the Garden of Eden Bible Study Ministry bedien nie. En daarom is dit my verantwoordelikheid om dan nou regtig soos Jesaja 28 sê, precept upon precept, line upon line, here a little, there a little. What does the Bible say? Wat sê God? Wat sê die woord? Wat sê die profete? Wat sê die disippels? So wie was hierdie gemengde volke wat saam met Israel uitgetrek het? Eksodus 12 vers 38, soos wat hy gelees het, en 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met Israel opgetrek, klein vee en beeste en 'n groot hoeveelheid vee. Alright, nou waar kom hierdie nasies, hierdie mense van gemengde bloed vandaan? Ons almal ken natuurlik die storie van Genesis 41 vers 57. Die hele wêreld het na Josef in Egipte gekom om koring te koop, want die hongersnood was swaar op die hele aarde. Ons ken die storie, daar was 'n groot hongersnood, Josef was in Egipte, sy broers het hom verkoop en hy het toe nou daar die tweede in bevel geword van Egipte, baie kos bymekaar gemaak nadat hy die droom van Farao uitgeleë het en al die nasies het na hom gekom. En as jy die boek van Jasher lees, wat natuurlik in die Bybel genoem word en natuurlik deur die Rooms-Katolieke Kerk en die Jode uit die Ou Testament uit verwyder is, dan verduidelik dit nogal baie mooi hoe al die nasies van elke land, stam en volk waar die hele aarde getref was deur die hongersnood, na Egipte toe getrek het om kos te kom koop. En hulle geld het naderhand klaar geraak. Toe het hulle nou maar hulle land, hulle grond en hulle eiendom verkoop. En naderhand was dit klaar en hulle het nog steeds hongersnood gehad, want 7 jaar is 'n lang tyd. Kyk maar na die boek van Openbaring, die 7 jaar van tribulation is 'n lang tyd. So naderhand het die mense hulle self as slawe verkoop aan Farao en aan Josef in Egipte. En oor daai termyn het baie nasies as slawe in Egipte kom werk. En teen die tyd wat die appointed time, wat Vader in Genesis 15 vir Abraham gegee het, verby was, is Moses gestuur en Israel, tesame met menigte mense van gemengde bloed, van al die nasies wat oor al die jare heen in Egipte ingekom het saam uitgetrek. Ek weet dis nie wat Postbox Ministry sê nie. Ons gaan kom by wat hulle sê en wie hulle sê hierdie gemengde bloed is. Maar ek moet nou eers, volgens die woord van Vader, so kort as moontlik, maar ek sukkel om dinge kort te hou, vergewe my nou maar, want daar is net soveel precepts upon precepts, lines upon lines, dat ek net gaan kyk na hierdie aspek van gemengde bloed, van uitlanders, van vreemde nasies, wat nie eintlik deel is van God se volk nie. Ek weet Postbox Ministries op die einde van die dag propageer dat Israel blank is. En so het ek al baie hatige boodskappe op YouTube en Facebook gekry van mense wat sê dat Israel net swart is. En natuurlik sê die Jode dat Israel net Joods is. En die Christene sê, Israel is net Christene wat 25 Desember Kersfees vier. So het elke Tom, Dick en Harry 'n idee van wie Israel is. Maar stel ek en jy belang in wat elke Tom, Dick en Harry te sê het? Kom ons kyk wat sê Vader in sy woord. Eksodus 12 vers 43, verder het Jehovah aan Moses en Aaron gesê, dit is die insettinge van die Pasga. Geen uitlander mag hiervan eet nie. Maklik genoeg. Eksodus 12:44, maar elke slaaf wat 'n man met geld gekoop het, die moet hy besny, en as hy besny is, dan kan hy daarvan eet. En as die slaaf nou 'n uitlander is? Logiese gevolgtrekking, dan mag die uitlander van die Pasga eet, want dan word hy nie meer as 'n uitlander gesien nie, want hy is besny volgens Jehovah se Torah, en hy is ingeënt in die olyfboom van Israel. Is dit die waarheid? Kom ons kyk of ons 'n tweede witness kan kry vir dit. Vader homself sê in Jesaja 56, en laat die uitlander, die vreemde gemengde bloednasie, wat hom by Jehovah aansluit, nie sê, Jehovah sal my gewis afskei van sy uitverkore blanke volk nie. En laat die ontmande nie sê, gits, ek is 'n droë boom nie. Die droë boom verwys na die droë afgebreekte takke van Romeine 11, van die olyfboom. Nee, die uitlander
kan teruggeënt word as lewendige olyftakke in die olyfboom. Want so sê Jehovah aan die ontmande wat sy sabbatte onderhou en wat verkies om hom te behaag en om vas te hou in sy verbond. Ek sal aan julle in my huis en binnekant my nuwe Jerusalem, my mure, 'n gedenkteken en 'n naam gee, wat beter is as seuns en dogters. 'n Ewige naam gee ek aan julle, wat nie uitgeroei sal word nie. En die uitlander, gemengde bloed, wat hulle by Jehovah aangesluit het, uit elke stam, nasie, volk en taal, menigte nasies, wat saam met Israel uit Egipte getrek het, en hulle by Jehovah aansluit, om hom te dien en om die naam van Jehovah lief te hê, deur sy knegte te word, elkeen wat sy sabbat hou, elkeen, nie net elke blanke, of elke swarte, of elke Jood, of elke Christen nie, elke ou, elke Adam, elke man, en elke Eva, elke lewendige wese, wat sy sabbatte hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan sy verbond, aan sy covenant. Jehovah sê, ek onthou, ons gee nie om wat Tom, Dix en Harry sê nie. Jehovah sê, hulle, wie is hulle? Die uitlander en die ontmandes. Wie is ontmandes? Is gewoonlik die slawe, die Enoks, die hofknegte wat in die paleise gewerk het, wat die konings en die koninginne bedien het. Hulle sal ek bring na my heilige berg. Selfs die uitlander, Vader? Selfs gemengde bloed, Vader? How do you believe in God but hate other races? Well, it's quite simple. God is a racist. En ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hulle brandoffer sal welgevallig wees op my altaar, want my huis, en dit bevestig Yeshua in die nuwe verbond, sal 'n huis van gebed genoem word, vir net al die blanke volke, net al die swart volke, net al die Joodse volke, nee, is 'n huis van gebed vir al die volke. Want Jehovah is die een wat versamel diegene van Israel wat verdryf is. Hy sê, ek sal by Israel nog meer mense versamel, by al sy ander versamelinge. So, ek het 'n vraagie. As Jehovah self sê, uitlanders mag en kan by hom aansluit, wie kan dan met Jehovah wil stry? Eksodus 19, ons kyk verder wat Jehovah sê. Kom ons kyk verder na die geskiedenis van hierdie uittog uit Egipte waarvan Postbox Ministries praat. Eksodus 19 vers 1 tot 5. Die kinders van Israel het in die woestyn Sinaï aangekom. Hulle het in die woestyn laar opgeslaan en Israel het daar teenoor die berg, die heilige berg van Jehovah, laar opgeslaan. Waar het die uitlanders laar opgeslaan? Onthou Jehovah sê in Jesaja 56, ek sal die uitlanders bring na my heilige berg. Ons weet Jesaja 56 praat van die berg Sion, waar die verbond bevestig word. Maar die eerste verbond was bevestig by berg Sinaï. En onthou in Eksodus 12 het 'n menigte mense saam met Israel uitgetrek. En nou sê dit, die kinders van Israel het in die woestyn gekom. Maar waar is die menigtes nou? Word hulle nou nie genoem nie? Het hulle verdwyn langs die pad? Het hulle gesmelt in die warm son? En Jehovah sê, so moet jy in die huis van Jakob en aan die kinders van Israel verkondig, as julle dan nou terdee na my stem luister, my verbond hou, dan sal julle wat hier om die berg is, my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Het hierdie uitlanders verdwyn, of het hierdie uitlanders, volgens Jesaja 56, hulle by Jehovah aangesluit? Hoekom sou hierdie uitlanders in elk geval Egipte agtergelos het, en saam met Moses en Israel uitgetrek het, as hulle nie die wonderwerke, soos wat Jehovah sê in Eksodus 19, gesien het wat hy gedoen het in Egipte nie? En as hulle nie verbaas en verras en verstom en bevreesd was vir hierdie God van Moses nie. En as hulle nie besluit het hulle gaan aan hierdie God gehoorsaam raak, met hom verbond teken en saam met sy kinders uittrek, want hy is inderdaad die God van die hele aarde nie. Want onthou hy sê, ek sal die uitlanders bring na my heilige berg toe. So Israel het teenoor die berg laar opgeslaan. Almal wat met Jehovah kom verbond teken het. My vraag is weer, die ander volke en Egiptenare wat Jehovah gekies het, word hulle apart aangespreek, of val hulle nou onder die naam Israel? Dis net 'n vraag. Ek sê nie dit is so nie, is net 'n vraag. Nou wat nie vir my lekker sin maak nie, is dat in die dae van Nehemia het Jahwe die volk weer verenig,
soos eintlik met die uittog van Egipte. En toe was die volk in die wet onderrig in die woestyn, byna soos in die dae van Nehemia. En tydens Nehemia, hulle die mense van gemengde bloed afgesny van die volk af. Hoekom het hulle dan nie die mense van gemengde bloed al voor Exodus 20, dit wil sê voordat hulle die wet gekry het, van die volk afgesny, voordat Jahwe die wet aan die volk gegee het nie? Weer eens 'n baie goeie vraag. Kom ons kyk na Nehemia. Nehemia 13:1. Op die dag is daar voor die ore van die volk voorgelees uit die boek van Moses en daarin is geskrywe dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van Jahwe mag kom nie. En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder. Nou, ek dink dis die moeite werd dat ons eers 'n bietjie kyk, wie is Ammon en Moab, die Ammoniete en die Moabiete. Genesis 19:37 en die oudste dogter van Lot het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete. Wie was Lot? Hy was natuurlik Abraham se neefie. So Moab, die voorvader van die hedendaagse Moabiete, is dus familie van Abraham. Net vir interessantheid. Hoe het die Galdeërs gelyk in die tyd van Abraham? Daar in Galdea, daar in Babylon. Was hulle wit? Was hulle swart? Was hulle Jode? Was hulle Christene? Wat was Abraham? Was hy wit, swart, Jood? Hy was nie 'n Jood nie. Hy was definitief nie 'n Christen nie. Maar of hy swart of wit was, doen bietjie jou eie navorsing. Kyk bietjie 2000 jaar voor Joshua se tyd. Hoe het die Galdeërs gelyk? Net van interessantheid. En die jongste dogter van Lot het ook 'n seun gebaar en sy het hom Ben-Ami genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. So beide Moab en Ammon is familie van Abraham. En Abraham is die vader van Isak en Isak is die vader van Israel. Jakob se naam is natuurlik verander na Israel en Jakob het die 12 stamme gehad. Wie het Genesis 19 geskryf waar hierdie ding van Moab en Ammon verduidelik word? Moses natuurlik. En Moses sê nêrens dat die afstammelinge van Ammon en Ben-Ami, wat in die dag van die Hede, sy hedendaagse dag waarin hy geskryf het, dat hierdie afstammelinge wat in daai dag bestaan, ergens langs die pad swart geword het of van nasie verander het nie. Ons sien wel dat hulle van Jahwe se covenant afgebreek het en afgode begin aanbid het. En as gevolg van die afgode het hulle heidene geword. En teen die tyd van Nehemia word heidene gemengde bloed genoem. En selfs die Ammoniete en die Moabiete word gemengde bloed genoem. Beteken gemengde bloed dus dat die Ammoniete en die Moabiete heeltemal 'n ander nasies geword het op 'n genetiese vlak, of dat hulle 'n heeltemal ander nasie geword het as gevolg van hulle kultuur en afgodediens. En is die probleem wat Jahwe het met gemengde bloed 'n genetiese probleem of 'n godsdienstige probleem? Want as dit 'n genetiese probleem is, dan kan geen Moabiet in Israel inkom, ooit nie. Selfs al bekeer 'n Moabiet hom tot die God van Israel. En ons gaan kyk in die woord van God. Is hierdie probleem wat Jahwe het met die Ammoniete en die Moabiete, is dit 'n genetiek probleem? Is dit 'n nasie, stam, kultuur, ras probleem? Of is dit 'n godsdienstige probleem? Want dan kan 'n Moabiet wat hom bekeer tot Jahwe wel ingeënt word in Israel. Net soos Jahwe gesê het in Jesaja 56, die uitlander wat by Jahwe aansluit, om hom te dien en sy verbond en sy Shabbatte te onderhou, sal hy in sy huis van gebed inbring. Dink julle Ammoniete en Moabiete val onder hierdie woordjie vir uitlanders? I don't know, let's have a look. So, is dit 'n genetiese probleem of 'n godsdienstige probleem? Van watter een van hierdie sien ons 'n voorbeeld in die woord van God? Sien ons elders in die Bybel dat 'n ware Moabiet, 'n ware uitlander, 'n ware gemengde bloed nasie persoon ooit toegelaat word in Israel, nadat daar bekering plaasgevind het en hierdie Moabiet tot geloof in hierdie God van Israel gekom het? Sien ons 'n voorbeeld van dit in die woord? Want indien wel, wie kan dan met Jahwe stry oor sy eie toelating van gemengde Moabitiese bloed in sy volk? Niemand kan met hom stry nie. So kom ons kyk wat sê die woord van God. Julle weet ek gaan na dit toe gaan. En Maglon en Gion, Efratiete uit Bethlehem, Juda, het vir hulle Moabitiese vrouens geneem, Orpa en Rut. Daarom sê Naomi vir Rut, kyk, jou skoonsister Orpa het omgedraai terug na haar volk en terug na haar gode toe. Gaan saam met haar, terug na jou volk, terug na jou gode toe. Jy's 'n Moabiet.
Maar Rut, die Moabiet sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat, om agter u om te draai, terug na my volk en na my gode toe nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. Gaan u terug na Bethlehem, Juda toe? Wel, dan gaan ek terug, dan gaan ek Bethlehem, Juda toe. Want nou is u volk Israel, waaruit u kom, is nou my volk. En u God, die God van Abraham, Isak en Jakob, is nou my God. Orpa kan nou maar terug gaan na haar goedjies toe van Moab. O gits, nee, maar jy kan nie. Rut, jy's gemengde bloed. Jy gaan nie toegelaat word in God se volk nie. Onthou, Nehemia 13, geen Moabiet, tot in ewigheid, mag ooit in die vergadering van God kom nie. Net vir interessantheid, daai woordjie vergadering, weet een van julle wat dit beteken? Klomp mense wat saam vergader, nee man. Ons kan slegs weet wat iets beteken deur terug te gaan na die oorspronklike Hebreëus toe. En in die oorspronklike Hebreëus is daai woordjie vergadering, kahal. In die Grieks is dit ekklesia. En wat is dit vertaal in jou Afrikaanse Bybel? Kerk. Die kerk is natuurlik verkeerd, het kom van kirke af. Ons behoort aan die kahal, the called out ones. Called out from where? Even from Moab? Even from Egypt? Oh my word, rarig? Nee, dis gemengde bloed. En die dienaar sê vir Boas, daai is die jong Moabitiese vrou wat saam met Naomi uit die velde van Moab gekom het. Hy maak dit seker Boas verstaan. Dis 'n Moabitiese vrou wat van Moab af is. Verstaan jy? Jy moet niks met haar te doen nie. Sy is gemengde bloed. Wie is Boas? Kingsman Redeemer? Ek hoop julle ken die storie van Boas en Rut. Hy's van Bethlehem. Hy's van die koninklike bloedlyn van Juda. Hy's oupa grootjie van Dawid. En uiteindelik oupa grootjie van Joshua homself. So hier is Boas 'n profetiese tipe van die Messias homself. En Rut sê vir Boas, waarom het ek genade in u oë gevind, dat u profetiese tipe van Joshua in my sal belangstel, alhoewel ek 'n vreemdeling is, 'n uitlander, 'n stranger, gemengde bloed, 'n afgodsdienaar van Moab. Hierdie is vir my beautiful profetiese woorde, nie waar nie? Want elkeen van ons is soos hierdie vreemde vrou, wat genade gevind in die God van Israel se oë, alhoewel ons almal vreemdelinge is. Maar Boas antwoord, aan my is alles omstandig vertel, hoe jy jou vader, jou moeder, jou geboorteland en jou afgode verlaat het, en na 'n volk getrek het, wat jy gister en eergister nie geken het nie. So Rut is 'n Moabiet, sy kom van Moab af. Naomi sê, gaan terug na jou Moabitiese afgode toe. Die ander mense sê vir Boas, sy's 'n Moabiet. Sy sê, sy's 'n vreemdeling. Boas sê, vir die geslag, en 2 geslagte terug, het sy nie hierdie volk van Israel geken nie. Maar hy sê, mag Jehovah jou daad vergelde. Hoekom sal Jehovah 'n Moabiet se daad vergelde? 'n Moabiet mag dan nie in Jehovah se kahal, sy kerk inkom nie. En mag jou loon volkome wees van Jehovah, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Onthou, u volk is nou my volk. U God is nou my God. U land is nou my land. Ek kom skuil onder die vleuels van Jehovah. En daai woordjie vleuels, is vlerke. Onthou, hy sê vir Israel, ek het julle met arensvlerke uit Egipte uitgebring, en elke vreemdeling wat onder my vlerke inkom, mag ook in my huis inkom, want my huis is my tempel, my tabernakel, en die vlerke is die kanaf, die 4 hoeke van die aarde, die wings van die tabernakel, die tent. Jy kom onder daai wings in, binne in sy tabernakel in, volgens Jesaja 56, volgens Jehovah homself. Net soos Rut onder die wings, onder die vleuels van Boas ingekom het. Die rokspante, sy kleed se soem, laat jy dink aan die unclean woman in die Nuwe Testament, né? Die kanaf, die vlerke, die soem van sy kleed, want Boas is die Kingsman Redeemer, 'n profetiese tipe van Joshua. Dan nou, is Boas nie ons bloedverwant nie? Vra Naomi. Wanneer het Boas ons bloedverwant geword? Sy praat met Rut. Wanneer het Boas Rut se bloedverwant geword? Rut is dan van gemengde bloed. Ek is Rut, u dienares. Brei dan u vleuels, u kanaf, u wings oor u dienares uit, want u is my verlosser. U is my losser, Kingsman Redeemer.
Ek hoop jy verstaan wat dit beteken, anders moet jy tog die rit Bybelstudie doen, wat vir jou op YouTube beskikbaar is. En hy sê, geseënd is jy deur Jehoa, my dogter. Daar bring Boas Rut nou in sy familie in, onder sy vleuels in. Nie net geestelik nie, maar ook fisies. Onder sy rokspante in sy loins in, deel van sy bloedfamilie in. Hy sê vir haar, jy het jou laaste liefde, liefde tot my, liefde tot hierdie volk, liefde tot hierdie God, liefde tot hierdie land, beter gemaak as die eerste. Wow. Is dit nie ons almal se witness nie? Rut, die Moabitiese vrou van Maglon, sê Boas, vat ek vir my nou as my vrou. En hulle antwoord hom, die judges, die regters wat in die poorte sit. Ons is getuienis. Mag Jehoa, die vrou, die Moabitiese vrou, wat in jou huis inkom, mag hy haar, die vreemde, gemengde bloedvrou, mag hy haar, wanneer sy haar wend tot Jehoa, mag hy haar maak soos Rachel en soos Lea, wat saam die huis van Israel gebou het. Kan ons regtig met Jehoa stry? En mag jou huis word, soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag wat Jehoa jou uit hierdie jong Moabitiese vrou sal gee. Maar nou word sy nie meer 'n Moabitiese vrou genoem nie. Sy word nou 'n vrou van Israel genoem. What a change! So hier word die Moabit soos Rachel en Lea en soos Tamar. Wie was Rachel en Lea? Vrouens van Jakob, wat Israel gebou het, die 12 stamme. Nie waar nie? Wie was Tamar? Tamar het met Juda getrou. Juda, die leier van die koninklike bloedlyn. Genesis 38 vers 2. En Juda het daar met 'n dogter van 'n Kanaanitiese man getrou. Onthou, die claim is dat hierdie bloedlyn suiwer gehou is deur al die eeue heen. Wie's Tamar? Wie's Juda? En Juda het daar die dogter van 'n Kanaanitiese man gesien met die naam van Sua, en hy het met haar getrou. Juda, van 'n skoon koninklike bloedlyn, het met 'n Kanaaniet getrou en by haar ingegaan. Oeps, beteken dit gemengde bloed in Juda se koninklike bloedlyn? Dan kan niemand in elk geval meer suiwer ras skree nie. En Juda het vir sy eersgeborene, 'n vrou geneem, en haar naam was Tamar. En die Talmud en ander Joodse historiese tekste beskryf Tamar ook as 'n Kanaaniet. En kyk, so kan ons aangaan en aangaan. Ons het vir Rachab, en sy was ook 'n Kanaaniet, en sy het ook met 'n prins van Juda getrou. En beide Rachab en Tamar en Rut, van gemengde nasies, gemengde bloed, is in die bloedlyn van Joshua. So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan, en Jehoa het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Jehoa het haar aangeneem. Wie is ek of jy om te sê, mense van ander nasies, wat hulle tot Jehoa bekeer, word nie verwelkom in sy volk nie. Die geslagsregister van Joshua, die Messias, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, Jakob die vader van Juda en sy broers, Juda die vader van Peres en Serach by Tamar, Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isaai, en Isaai die vader van koning Dawid, en koning Dawid die vader van Salomo by die vrou van Uria. En Uria was 'n Hittiet. So het ons die Here, koninklike, suiwer. So ek vra weer, sien ons eers in die Bybel dat 'n ware Moabiet, iemand van gemengde bloed, toegelaat word in die huis van Israel, nadat daar bekering plaasgevind het en geloof? En die antwoord is, het mos nou die antwoord in die Bybel gesien. Ek wil bietjie kyk na hierdie gemengde bloed. In die Hebreë is dit H6154 en dit is Ereb of Eref, gemengde bloed. Exodus 12, en daar het 'n menigte mense van Ereb, van gemengde bloed, ook saam met Israel opgetrek. Levitikus 13, as daar 'n kledingstuk die plaag van melaatsheid op is, of in die inslag of die Ereb van linne of wol. So hier is dit nou nogal interessant, gemengde bloed is Ereb, en die inslag van linne of wol, hierdie woordjie inslag, wat Eref of Ereb vertaal is, dieselfde woordjie as gemengde bloed. Wat is dit?
Ons sien hier in Levitikus 13 vers 48, whether it be in the warp or woof of linen, en daai woordjie woof is daai Afrikaanse inslag. En as ons kyk na hom in die Brown Dricker Bricks, dan sê dit vir ons as mixed or interwoven, knitted material, but it can also mean a mixture, mixed people, mixed company. Wow. Mixed fabric, mixed people, gemengde bloed, gemengde materiale. In die Strong's Concordance, transverse threads of cloth, also a mixture or a mongrel race. Arabia, Arab, which means mixed, mixing people, mixed multitude. Nou wat het die mengsel van materiaal te doen met die mengsel van bloed? I don't know. Kom ons kyk wat sê die woord van ja. Genesis 37 vers 3. En Israel het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. In die Hebreë is daai woordjie vir moue 'n pas, en dit beteken diverse colors. Dit kan beteken groot moue, maar dit kan ook beteken diverse colors. Hier kan jy dit sien. Israel loved Joseph more and he made him a coat of many colors. Afrikaans sê 'n coat met groot moue, maar in die Hebreë is dit pas en dit kan beteken by implication a long-sleeved tunic that has diverse colors. Gemengde bloed, gemengde fabriek, gemengde kleure, want op die einde van die dag is Josef net soos Boas 'n ongelooflike messiaanse tipe. En hulle het Josef in die put gegooi sonder water. Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en hulle steek die rok in die bloed. Sagaria 9 vers 11, ook sal ek wat jou betref, wie's die jou met wie Jehovah praat? Hy praat met die koning van Israel, wat op die donkie in Jerusalem inry, lees Sagaria 9 vers 9, en hy sê, wat jou betref, o koning van Jerusalem, kragtens die bloed van jou verbond, sal ek jou gevangenes loslaat, wat gegooi is in die put sonder water. Wie's gegooi in die put sonder water? Josef. Josef het watse rok gedra? 'n rok van gemengde kleure. Wie was Josef se gevangenes, wat saam met hom in gevangenes was? Wat saam met hom in die put gegooi is? Niemand, hy was mos alleen daarin gegooi. Wie was saam met hom? Want Postbox Ministries gaan by hierdie ding van Efraim en Manasse uit. In die loins, in die saad van Josef was Efraim en Manasse. En later gaan ek en Postbox Ministries nog mooi kyk na Efraim en Manasse. En dan sien ons, Jehovah sê, Yeshua, wat ingekom het op die donkie, die koning van Sion wat by Jerusalem ingekom het, deur jou bloed van jou verbond, onthou die rok is in die bloed gedoop, his robes are dipped in blood, deur daai bloed van jou verbond, sal ek jou kinders, wat gevangene is, ons sal kom by dit, ook loslaat uit die put sonder water. Hoe was Josef nie 'n ongelooflike messiaanse voorbeeld nie? Joshua word genoem, son of Joseph. Deur sy bloed word die kinders van Josef uit die gevangenskap vrygelaat. En kinders van Ereb, die inslag van die linne, die gemengde kleure, die gemengde bloed, hulle word losgelaat uit die put sonder water. Maak ek 'n verkeerde aanname? Kom ons kyk verder na die woord van God. Revelation 5, 8-10. Daai goue skale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Wie's die heiliges? Toe sing hulle, die heiliges, 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, net soos Genesis 37, net soos Sagaria 9. U het ons met U bloed gekoop, net uit die blanke stamme uit, net uit die swart stamme uit, net uit die Jode uit, net uit die Christene uit. U het ons met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Nou ek weet dat die swart Israel, as ook die wit Israel, as ook die Christene, as ook die Jode sê, alle swartes is
versprei in al die stamme, nasies, volke en tale. En die wit Israel sê, al die wit is versprei in alle stamme, nasies, volke en tale, en so sê die Christen en so sê die Jode. Wys my die wit man wat versprei is in die swart volke, stamme, tale en nasies. Of wys my die swart man wat versprei is in elke Europese stam, nasie, volk en taal. Ek praat nie van dat hulle nou emigreer en daar gaan bly nie. Want hierdie vers sê, elke stam en nasie en volk en taal. Nie 'n swart man wat by 'n wit nasie gaan bly nie, maar daai wit nasie, as ook daai swart nasie, waaruit die swart man uitkom, uit beide hierdie nasies, as ook die rooi nasie van die Indiane, die geel nasies van die Chinese, die pink is, die blou is, die pers is, die groen is, ek weet nie wat se nasies jy dit ook al wil noem nie. Jahua, nie ek nie, sê uit elke stam, nasie, volk en taal. En al hierdie heiliges wat rondom die troon saam staan en sing, wat losgekoop is met die bloed, hy maak van hulle konings en priesters vir ons God, en ons sal as konings op die aarde heers. Ek wonder net wat gaan die swart Israel doen, wanneer Joshua kom en hy versamel sy covenant keepers uit elke stam, nasie, volk en taal, en daar staan 'n klomp wites. Wat gaan die swart Israel vir die witte sê? O nee, Israel is net wit. O nee, Israel is net swart. Of wat gaan die wit Israel vir die swarte sê? O nee, wag, Israel is net wit. Of wat gaan die Christene of die Jode, wat gaan die Jode doen? Die Jode wil ook nie aanvaar dat die huis van Israel vermeng is in elke stam, nasie, volk en taal nie. Revelation 7:9, en kyk, daar was 'n groot menigte uit elke stam, nasie, volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit, en aan die lam. Net so skielik as wat Boas nou ons bloedverwant is, Naomi en Rut, net so sien ek elke stam, nasie, volk en taal kan aan ons God eer bring. Hy word ons sin. Ek is 'n stam, jy's 'n stam, daar's 'n stam. Al die stamme staan hier versamel en saam roep ons God aan. Jehova sê in Deuteronomium 4 en hy praat met Israel. Wat 'n kleur of stam of wat? Nee, ek kan nie dit sê nie. Jehova sê in Deuteronomium 4 en hy praat met Israel. Ek sal julle, Israel, onder die volke verstrooi, onder al die volke, nasies, stamme en tale. En 'n klein klompie van julle sal oorbly onder al die nasies van die hele wêreld, waarheen ek julle ook al drywe. En daar sal julle heidens word, julle sal verbaster, julle sal gemengde bloed word, julle sal afgode dienaars word. Dan sal julle vanuit elke nasie, stam, volk en taal Jahua julle Elohim begin soek, en julle sal hom vind uit elke stam, nasie, volk en taal, as julle hom soek met julle hele hart en met julle hele siel. Klink dit vir jou bekend? Onthou jy wat Jahua gesê het vir enige een van enige land, die uitlander van enige stam, nasie, volk en taal, wat hom by Jahua aansluit, om sy knegt te wees? Onthou julle? As julle my soek met julle hele hart en siel, van daar af waar julle in elke stam en nasie verstrooi is, wanneer die tribulation aan die einde van die dae oor ons kom, dan sal ons terugkeer na Jahua, ons Elohim, en ons sal Shema Israel, luister na sy stem. Want hy, Jahua, sal jou nie verlaat, en jou nie in die verderf stort nie. Hy sal die verbond van jou vaders, wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. So hoe is die vaders, Abraham, Isak en Jakob, die vaders van al die nasies, stamme, volke en tale? Ag, ek weet nie, gaan lees jou Bybel, want Jahua maak van Abraham, jy sal die vader genoem word van al die nasies. En Joshua sê in die Nuwe Testament, as julle in my glo, die woord van God, die Torah wat vlees geword het, dan sal ek my vissers agter julle aanstuur. Ek gaan dit nou vir julle wys. En my vissers sal julle versamel uit elke stam, nasie, volk en taal. En julle sal genoem word die kinders van Abraham. Man, kyk hierso, Fariseërs en Jode. Ek maak vandag uit hierdie klippe wat hier lê.
Hierdie klippe wat die lewendige stene is van my tempel. Ek maak sommer uit hulle, gaga vir jou, kinders van Abraham. Want hier gaan dit nie meer oor gemengde bloed wat 'n genetiese probleem is nie, maar 'n godsdienstige probleem. Jehovah gaan verder en hy sê in Jeremia 30, want kyk, daar spreek Jehovah dat ek my volk Israel en Juda sal terugbring, van waar af? Elke stam, nasie, volk en taal, in die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob gegee het. Jesegiel 36, ek sal Israel verstrooi onder al die nasies, volke en tale, en ek sal hulle versprei in al die lande, en ek sal die huis van Israel uit al daai nasies gaan haal, en julle uit al daai lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in die land terugbring. En ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle afgode en julle drekgode. Julle Christmases en New Year's en Sunday worship. En ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, en my ruach, wat sal maak dat julle my Torah onderhou, sal ek vir julle in julle hart gee. So wie is Israel? Elkeen wat Shema Israel. En julle sal dan woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle uit elke stam, nasie, volk en taal, wat Shema, sal vir my volk wees, en ek sal vir julle God wees. Joshua sê, ek is net gestuur vir die verlore skape van die huis van Israel. Reg deur die woord van God word die huis van Israel gestel teenoor die huis van Juda. Die huis van Israel word op 3 name genoem. Die huis van Israel, dis die 10 stamme wat na die noorde toe getrek het. Doen asseblief hierdie Bybelstudie, wie is Israel? Sodat jy beter kan verstaan. Hulle word ook genoem die huis van Josef. En hulle word ook genoem die huis van Efraim. En Joshua sê, hy het net gekom vir die huis van Israel, wat Josef is, en die afstammelinge van Josef. Want hoekom? Onthou julle nou weer dat Josef in die put gegooi is, en God beloof deur die bloed van die seun van Josef, wat gesmeer is aan sy Ereb kleed, many nations and colors and tribes, different, diverse colors, geskeur en vol bloed, maar daai bloed sal die kinders van Josef, die huis van Josef, die huis van Efraim, verlos uit die put sonder water. So Joshua, die verlosser, het gekom alleenlik vir die huis van Israel. Jesaja 11, in die dag sal Jehovah weer vir die tweede keer sy hand uitstrek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië, Egipte, Patros, Kus, Elam, Siniar, Hamat en al die kuslande van die see. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies, en bymekaar laat kom die seuns van Israel, wat verdryf is, en die dogters van Juda, wat verstrooi is, uit die 4 hoeke van die aarde. Onthou vir Rut, met die vleuels, van die soem, van die kleed, van die Kingsman Redeemer? Jeremia 16, so waar is Jehovah leef? Onthou, ons stel nie belang in Tom, Dicks en Harry's se opinies nie, want waar is waaragtig wat Jehovah, die Elohim van Israel leef? Hy wat die kinders van Israel laat optrek het uit die noordlande, en uit al die lande, waarheen hy hulle verdryf het. Ja, ek sal hulle terugbring in hulle eie land wat ek aan hulle vaders gegee het. En kyk, ek stuur baie vissers, spreek Jehovah, wat hulle sal vang. Wat wie sal vang? Die kinders van Israel. Want hy het net gekom vir die huis van Israel. Waar gaan hy die vissers vandaan kry? Matteus 4 vers 19, en hy sê vir die disippels, ek sal julle vissers van mense maak. En waar gaan hy die mense kry? En hoe gaan hulle weet, as hulle by daai mense kom, hoe gaan hulle weet, wie is die huis van Israel? Dis 'n probleem, is hulle wit, is hulle swart, is hulle pink, is hulle pers? Matteus 28, gaan dan heen. Disippels wat nou vissers van mense is, maak disippels van al die nasies. So Joshua, moet ons nie nou net vir al die wit mense soek nie? Of vir al die swart mense soek nie? Doop hulle in my naam, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En julle sal krag ontvang wanneer die Ruach HaKodesh oor julle kom, en julle sal my getuienis wees, begin in Jerusalem, by die huis van Juda, en dan in die hele Judea, waar die Jews bly, en dan in Samaria, die noordelike gedeelte, waar die mixed multitude, die gemengde Babyloniese en huis van Israel mense, na die exile na Assirië toegebly het,
en dan tot aan die uiterstes van die aarde. Hoekom aan tot die uiterstes van die aarde? Want dit is van waar Jehoa, die seuns van Israel en die dogters van Juda, wat verstrooi is in elke stam, nasie, volk en taal. Dis waar hy hulle gaan vanaf terugbring. Want die wat nou sê en claim dat hulle die huis van Juda, of selfs claim dat hulle Israel is, daar in die State of Israel, waar hulle die Star of David, Star of Ramfan symbool gebruik. Hulle kan nie claim dat hulle Israel is nie volgens hierdie Bybelstudie nie. En enige wit nasie of swart nasie of pink of pers nasie, of Christen, niemand kan claim dat hulle Israel is nie. Hier is die definisie van wie Israel is. Maar ek wil met graagte die res van Postbox Ministries se argument hoor en dit dan in lig van die woord verder ondersoek. Ek hoop julle sal dit graag saam met my doen. Dis 'n ongelukkige diep studie, maar mens kan hierdie goed nie soos 'n vinnige McDonald's hamburger oor die toonbank koop binne 5 minute nie. Hierdie is 'n ordentlike stuk steak. Dit vat maar tyd. En Openbaring 14 sê, here is the patience. Hier is die geduld van die ware uitverkorenes van Jahwe. Hulle wat die wet van God onderhou en die getuienis van die Messias het. So mag julle met geduld saam met my hierdie Bybelstudie verder doen. Shalom.